Kom ons sing nou eers ons lied ter voorbereiding vir Psalm 5:7, strofe 1, 2 en 3. Barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. Liefdes, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. As die storm so
Here is volmaak en dien as reël tot dankbaarheid, maar ook as riglyn vir ons lewens. God verseker ons voortdurend in sy woord van sy genade vir elkeen wat in hom glo en roep ons tot geloof op. Kom ons hoor hoe die apostel Johannes dit volgens 2 Johannes 4-6 beskryf. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in 'n ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek. Dit is nie iets nuut wat ek vir julle voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Met die aanhoor van die gedeelte uit die woord van God ontdek ons ons sondigheid. Ons besef dat ons skuldig voor God staan. Hierdie wete bring ons tot skuldbelydenis. Telke male as ons opreg ons skuld bely, skenk God aan ons vergifnis deur Jesus Christus. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof staande deur Gesang 450 strofe 1 en 2 as belydenis te sing, waarna julle weer kan gaan sit. Gemeente, ons skriflesing vanoggend uit die Nuwe Testament. En ons lees saam uit die brief van die Efesiërs, uit Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die van julle wat in julle Bybel saam met my gaan volg, is min of meer op bladsy 261. Bladsy 261 van die Nuwe Testament. Die opskrif van hierdie gedeelte is lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die forse van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak.
uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom, ons sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Nie die redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek lees vir ons vanoggend net tot sover uit die Here se woord. Gelukkig is elkeen wat die woorde van die Here hoor, ook hulle lewens ook dan daarvolgens inrig. Nou ons tema vanoggend het ek gekies om hierdie gedeelte die tema te gee, Here, kom ons onderhandel. Nou, ek dink iets wat ons almal in gemeen het, is ons almal se geneigtheid om met die Here te wil onderhandel. Ons wil ooreenkoms met die Here aangaan. Dit is eie aan almal van ons. Almal van ons het al seker een of ander tyd in ons lewe dinge gesê soos, Here, as U dit doen, dan beloof ek om altyd. Dit is bekend. 'n voorbeeld, miskien jy weet, jy is al weer in die moeilikheid. Jy was 11 uur al in die huis gewees het. En jy weet, jou ouers gaan smoorkwaad wees. En soos wat jy ry, bid jy, Here, dis ek. Ek weet ons het so 'n bietjie lanklaas gepraat, maar ek dink jy sal my onthou. Here, ek beloof. Here, as U net kan in my maal aan die slaap wees as ek by die huis kom, dan beloof ek sal kerk toe gaan. Ek sal op daai kerkkamp gaan. Ek sal sommer die leier van die kerkkamp wees. Here, as U net kan sorg dat my maal aan die slaap sal wees. Ek beloof. Dit is bekend. Of wat van, Here, as U die volgende doen, beloof ek om nooit. As U dit doen, beloof ek sal nooit. Ek dink ons het dit almal al gedoen. Ons probeer met die Here onderhandel. Die Engelse sê eintlik van ons probeer 'n bietjie met die Here bargain. Here, ons sal dit, maar dan moet U dat. In elke geloof, in elke godsdienst, is dit eie aan die mens. Mense probeer met God onderhandel. Dit sal jou dalk skok om te weet dat die waarheid is eintlik, selfs mense wat nie eens in die Here glo nie onderhandel met die Here. Maar nou nog 'n ding is wat ons almal in gemeen het, is ons kom nie ons deel van die ooreenkoms na nie. Want jy het met die Here onderhandel en toe werk dit maar op die einde van die dag in jou guns uit. En dan sê ons dinge soos, "Sjoe, ek was gelukkig. Ag, ek dink alles sou in elk geval maar net reg uitgewerk het." Of jy sê vir jou vriende, "Ag, toe by die huis kom is my ma lank al aan die slaap gewees." Of ons sal sê, "Gelukkig toe ek daar kom, toe was my baas nog nie daar nie, so daar was gelukkig nog tyd om my voorlegging klaar te maak." Of gelukkig was die juffrou siek soms, nog 'n dag gehad, my opdrag in te handig. Of ek is gelukkig nie uitgegaan. Of die verkeerskonstabel het my gelukkig verbygegaan. Of die swangerskapstoets was gelukkig negatief nie. So nee, ek sien nie weer agtergelag nie. Wat dit ook al is. En wat ook al ons met die Here ooreenkom. Ding is, wanneer dinge in ons guns uitwerk, dan kom ons nie eers ons deel van die ooreenkoms na nie. Dit is so erg dit is. Nou, wanneer ons met die Here probeer onderhandel, dan is daar twee groot veronderstellings wat jy maak. Kom ek hoor net gou as ek reg, ons het dit al gedoen, nee. Ons het al so met die Here probeer 'n onderhandeling aangaan, so 'n bietjie met die Here probeer bargain. Maar het jy geweet dat as jy dit doen, dan is daar twee groot veronderstellings wat jy maak. Die een is,
Jy veronderstel dat God weet dat jy bestaan. Dis 'n groot veronderstelling. So as jy met die Here probeer onderhandel, dan het jy baie meer geloof as wat jy jouself voor krediet gee. Want as jy met die Here onderhandel, dan glo jy die Here weet jy bestaan. Jy glo die Here ken jou naam. Jy glo die Here ken jou omstandighede. En jy glo God gee om. Dis baie geloof. Om te dink dat die God van die heelal hoor jou as jy bid, Here, help my. Here, ek weet nie of U my kan onthou nie, maar Here, en ek weet ook nie of U omgee oor my finansies, my verhouding, my werk of my punte nie, maar Here, asseblief. En so het ons eintlik geweldig baie geloof. Ons glo God weet van ons bestaan. Die tweede veronderstelling wat ons maak is, as ons met die Here probeer onderhandel, is jy glo jy het iets wat jy wil die Here wil hê. Want wanneer ek en jy met iemand onderhandel, dan glo ons gaan ons nou iets in 'n ruil terugkry, nee. So as ons dan met die Here onderhandel, dan sal ons sê, Here, wat speel? Wat is so 'n bietjie gehoorsaamheid? Ek kan ruil, dit kan ek gee. Die gehoorsaamheid, bietjie meer gehoorsaamheid, 'n bietjie meer kerk bywoning, of wat van meer geld? Here, ek praat al ewig oor geld in kerk, wat van meer geld? En so dink ons het iets wat die Here nodig het. Maar hier is die ding wat ons geloof eintlik onderskei van enige ander geloof. En dit is dat die Here wil nie met jou onderhandel nie. Die Here wil nie met jou onderhandel nie, want hy wil nie iets van jou hê nie. Hy soek niks van jou nie. Die Here wil niks van jou hê nie, maar die Here wil wel iets vir jou hê. Dit is 'n groot verskil. Tussen die Here wat iets van jou wil hê en die Here wat iets vir jou wil hê. So die rede hoekom ek sê dis eintlik sinneloos om met die Here te probeer onderhandel is omdat jy het niks wat die Here wil hê nie. Dit mag tot 'n skok vir jou kom vanoggend, maar jy het absoluut niks wat die Here wil hê nie. En jy het ook absoluut niks wat hy nodig het nie. So daarom is dit sinneloos om met die Here te wil onderhandel, want God is God. En hy wil iets van jou hê. Nou, as ons moet sê vanoggend na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het, dit wat die Christelike geloof, as ons dit moet opsom, as ons moet sê, wat som ons geloof op? Een woordjie. Wat is die een woordjie wat ons geloof opsom en wat ons onderskei van enige ander geloof? Wat 'n woord kom by jou op? Die woordjie genade. Genade is dit wat ons onderskei van enige ander geloof in die hele wye wêreld. En as ons moet vir mekaar verduidelik vanoggend, wat is genade? Dan sal ons mekaar sê, maar genade is onverdiende guns. Onverdiende guns. Of op 'n ander manier gestel, is iets wat jy kry wat jy nie verdien nie. Iets wat jy kry wat jy nie verdien nie. Onverdiende guns beteken, ek het absoluut niks gedoen. Niks gedoen om dit te verdien nie. Dis onvoorwaardelik. Dit gaan als oor die persoon wat die genade uitdeel. Dit gaan glad nie oor die persoon wat die genade ontvang nie, maar dit gaan oor die een wat die genade uitdeel. En dit is verniet. Jy kry dit verniet, passella, gratis. Alle koste daaraan verbonde is gedek deur die een wat die genade gee. Die een wat die genade uitdeel. Dis genade wat ek nie verdien nie, maar wat ek verskriklik nodig het. Nee, dis die interessante ding omtrent genade, is dat wanneer iemand genade uitdeel, dan kry die persoon wat die genade ontvang, wat eintlik ek en jy, ons vat nie die krediet nie. Ek en jy stap nie weg en sê, "Jo, ek is wonderlik." As ek nie wonderlik of wat, kyk, ek het iets verniet gekry nie. Ons doen dit nie. Die een wat die held in die verhaal is die een wat die genade uitdeel. Die een wat die krediet moet kry, is die een wat die genade gee. En dis wat ons
ons geloof so uniek maak en ons onderskei. Genade is om presies te kry wat jy nie verdien nie. Maar in ons geval in 'n positiewe sin. Nou Paulus in hierdie gedeelte in Efesiërs 2 kom hy en hy verduidelik eintlik mooi wat genade presies behels. Maar ons het begin lees en dit was bietjie nie lekker, dit was bietjie negatief. Paulus begin eintlik hierdie gedeelte in hoofstuk 2 en hy begin eintlik erg negatief. As hy wegtrek en hy sê, maar julle was dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Nou, hy praat nie net met die Efesiërs meer as 2000 jaar terug nie. Hierdie is 'n universele brief. Hy sê ek en jy, julle, ons almal was dood as gevolg van ons oortredings. Nou die dood bedoel hy ons was verwyder van God. Verwyder van God. En hy sê eintlik regheid vir ons wat betref julle verhouding met God. Julle het nie eers een gehad nie. Dalk nie eers so ding bestaan dat julle in 'n verhouding met God staan nie. Want julle was dood vir God en God was dood vir julle. Nou die volgende verse wat ons gelees het, dit het so 'n bietjie moeilik op die oor geklink want ons hou nie so baie daarvan van al ons sondes en oortredinge te hoor en hoe sleg ons was nie, maar in die volgende verse is Paulus presies dit besig wat hy vir ons beskryf. Hy beskryf vir ons hoe ver ons van God al was en hy vertel vir ons van al die goeders wat ons verkeerd gedoen het, dinge wat ons geweet het ons moet nie doen nie, maar ons het dit gedoen en teen ons beter weet het ons sekere goeders opgetree. En dan brei hy heel wat uit aan alles wat ons verkeerd gedoen het en oor hoe sondig ons is. Maar dan net 'n paar verse verder, dan is dit asof hy bietjie ratte daarin wissel. Hy hou nie aan op daai trap nie. Hy wissel so bietjie ratte. Hy sê ja, julle was ver van God af en julle was dood gewees. Maar dan kom hy in vers 4. En ek wens julle met julle Bybels gaan vat vanmiddag. En jy gaan vat vers 4. En jy gemaak 'n kring om vers 4, sy eerste 2 woorde, want daar staan, maar God. Hy begin met, maar God. Hy sê, ek en jy het 'n probleem gehad. Ons was ver van God, dood sondig. En dan kom hy en hy sê, maar God. En dit is belangrik. Die rede is belangrik hoekom hy begin met daai 2 woorde, want dis in teenstelling met hoe ek en jy gewoond is om te bid. Hoe maak ons as ons bid? Ons sal sê, Here, ek weet ek moes nie iets gedoen het nie, maar ek beloof om. Of ons sal sê, Here, ek weet ek het 'n klomp goed verkeerd gedoen, maar ek gaan probeer om beter te. Here, ek weet ek het lanklaas met U gepraat, maar ek gaan weer bid. Of, Here, ek weet, ek het nou droog gemaak, maar ek. Paulus sê, nee, nie maar ek nie, maar God. Hy sê, God het gekom en hy het iets kom niets op die tafel sit. Hy sê, wanneer jy en ek besef, ek het oortree, ek het gesondig, ek is ver van God, ek het vir hom verontagsaam, en ek het nodig om oor te begin met God. Wanneer ek dit besef, dan sê Paulus, nie maar ek nie, maar God. Wat sê hy verder? Hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid. Nou, vir Paulus om dit te geskryf het, maar God is ryk in barmhartigheid. Nou, Paulus seker van ander mense, het seker die eerstehandse ervaring gehad, wat dit beteken dat die Here barmhartig is, en dat die Here genadig is, en dat die Here nie maak met jou soos jy eintlik verdien nie, want Paulus het geweet dat die Here het eintlik genoeg rede om hom van die aarde af te voer. God moes eintlik gesê, jy wil my kerk vernietig. So wat gaan hy met jou doen? Ek gaan jou vernietig. Maar dis nie wat God doen nie. In plaas van om dit te sê God, jy wil my kerk vernietig. Deur al die Christene in tronke te gooi. Ek sal jou wys, en ek sal julle wêreld wys, hoe barmhartig
en genadiger is. Want ek gaan jou Paulus, Christenvervolger, Christenmoordenaar, ek gaan jou gebruik om die meeste kerke te vestig van enige mens in die hele geskiedenis. Ja, Paulus, dis wat ek gaan doen. Wat sê ons van sulke genade? Dis onbeskryflike groot genade. Dan gaan Paulus verder, hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid, en dan die tweede gedeelte van daai vers hy, en het ons innig lief. Dit is 'n belangrike frase, want dit beantwoord die vraag, hoekom? Dit beantwoord die vraag, hoekom gee God hom? Hoekom sal God na my gebede luister? Hoekom sal die Here my twee kant speel? Hoekom neem hy van my notisie? Hoekom doen hy dit? Wat het ek gedoen om dit te verdien? En dan kom Paulus en sê, maar jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Jy het absoluut niks gedoen nie. Dit gaan alles daaroor oor die feit dat God het jou innig lief. God het ons innig lief, en dit is hoekom. Dit is hoekom ons nie met die Here hoef te onderhandel nie. Dit is hoekom ons nie een of ander ooreenkoms met die Here hoef aan te gaan, of met die Here te baken nie, want hy wil nie iets van my hê nie. Hy wil iets vir my hê. Paulus kom en hy som dit alles bietjie mooi op, as hy sê, deur sy groot liefde, het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. So God kies. God kom en hy kies om hierdie verhouding met ons te herstel, omdat hy wil. Omdat hy wou. Hy wou dit doen. Dis sy keuse. Dan op 'n stadium dan is dit asof Paulus, as hy dit nou weer gaan leer, amper asof hy so bietjie wil die pas wil markeer, en dan sê, goed, kom ons wag nou net so bietjie. Ek dink ek het julle dalk nou iewers verloor, met al my hogere woorde en my teologie, het ek julle dalk nou iewers verloor, so kom ek gee net gou 'n treukie terug, en ek swaai nie weer terug, en hy sê die volgende, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered. Daai stukkie het ons. En dan voeg hy die volgende by, deur geloof. Hy sê, ek glo julle in daai eerste deel, julle is uit genade gered. Maar hoe? Deur geloof. So hy sê, die manier waarop 'n mens hierdie genade, hoe dit vir jou 'n realiteit word, hoe word dit regtig in my lewe, 'n werklikheid? Paulus sê, jy het nodig om 'n eenvoudige geloofstap te maak. Baie maklik. Hy sê, wanneer jy besef en aanvaar dat God jou liefhet, en wanneer jy besef en aanvaar, maar Jesus het vir jou in die kruis gesterf, en dat hy vir jou sondes betaal het, sodat jy weer in die regte verhouding met God kan staan, word die verhouding weer herstel. En gaan jy oor van dood na lewe. Sê, wanneer jy dit erken, en jy dit snap, dan word hierdie genade van God, dan word dit vir jou realiteit. En dan sê hy, hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. Hy sê, dit het niks te doen met enige onderhandelings nie. Of Here, ek sal dit as U dat nie. Hy sê, ek wil die Here moet weet, dis 'n gawe. Dis 'n geskenk. En dan sê hy, net in geval julle nou nog steeds nie lekker by is en dit snap nie, sê hy verder, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees. Dis 'n geskenk. Dis 'n geskenk uit genade. Dis 'n geskenk wat jy nie verdien nie, en dis 'n geskenk wat jy nie voor hoef te werk. Jy hoef nie te onderhandel met die Here nie. Jy hoef nie een of ander ooreenkoms met die Here aan te gaan. Jy hoef nie te sê, Here, ek sal dit as U dat nie.
Weet jy wat, jy kan net vir hom vra. Jy kan hom net vra. Want hy het jou innig lief. Nou as ek 'n praktiese vraag op die einde sal wees, as ek dit sal vra is. As jy nou dit alles gehoor het, die hele pakket gehoor het van, jy kry die geskenk van redding, kry jy uit genade, kan nie daarvoor werk nie, dit is gratis en verniet. As jy dit nou alles gehoor het, en dan vra vir jou dan vanoggend die vraag, wat is standaard sal jy gebruik om te bepaal of waar jy staan met God? Wat is standaard sal jy gebruik om te bepaal waar staan ek met God? Wonder jy vanoggend? Ek wonder. Wonder jy miskien by jouself vanoggend? Ek wonder waar staan ek met God? En as jy dit vra vanoggend vir jouself, wat is jou standaard? Waar gaan jy dit meet? Gaan jy dit aan die een kant meet aan jou gedrag? Of gaan jy dit aan die ander kant meet aan God se genade? Meeste van ons sal sê, ek dink, ek glo, dit het iets te maak met wat ek doen. So ons sal sê, as ek jou die vraag vra, wat is jou standaard? Hoe jy bepaal waar jy met God staan, sal meeste van ons sê, ek dink my dade sou iets daarmee te doen hê. Wat ek doen, hoe ek my gedra. Dan sal ek jou vra, gee my 'n voorbeeld. Gee my 'n bietjie 'n voorbeeld. Van wat se gedrag, wat se optrede, wat se dade dink jy is aanvaarbaar vir God? En dan sal jy miskien vir my 'n voorbeeld of twee noem. En dit sal Bybelse voorbeelde wees. En dan sal ek jou vra, maar waar kom jy aan? Waar kom jy aan? Waar het jy dit gelees? En dan sal party van ons miskien eintlik maar met sê, ek het dit eintlik self opgemaak. Ander van ons sal dalk sê, dit staan in die Bybel. Toch, as jy die Bybel gaan vat, van Genesis tot Openbaring, leer die Bybel vir jou nergens. Nergens maar nergens, dat 'n mens deur goeie dade in die hemel kom. Dit staan nergens. Ons het dit definitief in die Bybel gekry dat God sê, iewers sê dat ons moet goed genoeg wees om in die hemel te kom. Dit staan nie. Dan het jy dit bygeskryf, want dit staan nie hier nie. Die Bybel sê inteendeel vir ons, niemand is goed genoeg nie. Niemand, nie een van ons is goed genoeg nie. So, as dit my standaard is, dan klink dit vir my nogal redelik of ek in die moeilikheid is. Want nergens in hierdie Bybel is daar 'n lys. Daar is nie 'n lysie wat vir ons sê wat ons moet doen om in die regte verhouding met God te staan. Ek weet dit gaan deur julle opbou. Julle sê vir my, daar is 'n lysie. Die 10 gebooie is 'n lysie. Of die bergpredikasie, die saligspreking, dis 'n lysie. Mag miskien 'n lysie wees, maar sê vir my, wie van julle het nog nooit een van die 10 gebooie oortree nie? Wie van julle leef elke liewe dag die bergrede, die saligsprekinge? Julle kom alle goed na, julle is vredemakers, julle is sagmoedig, en julle is alle goeders wat ons in die bergpredikasie. Wie van ons? So ons is bietjie gedoen, as dit ons standaard is, waarin ek en jy moet voldoen, dan sê ons dat ek dood eenvoudig regheid vir mekaar vanoggend vir ons, maar ek gaan dit nie maak nie. As dit my lysie is, het ek self uitgedink het nie. Ander van ons gaan dalk bietjie meer, dink ons, so bietjie meer met ons 'n balans handhaaf, en ons sê, ek dink dit is ietsie van al twee, dat dit iets te maak het met my dade, maar dan ook met die Here my dan so bietjie help. So ons dink aan die een kant, ek het daar my verantwoordelikheid, en ek moet daar my kant bring, ek moet daar probeer gehoorsaam wees, en daarom op 'n manier van die goeders, op daai lysie van my, wat ek in my agterkop het, moet ek probeer nakom.
En daar waar die gapings is, daar moet God nou kom. En hy moet kom help. My tekortkominge kom aanvul. En dan vra ek jou nou weer vanoggend, waar kom jy daaraan? Jy het dit self uitgedink. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Paulus, wat meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, kom en hy sê, hoor dit nou mooi vanoggend. Spits nou jou ore vanoggend. En hy sê, dit is 'n gawe. Hoor jy? Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. So hier is nog 'n vraag. Wat se standaard sal jy gebruik om te bepaal waar jy met God staan? Sal dit wees wat jy doen vir jou? Of sal dit wees wat God reeds gedoen het vir jou? Jy kan kies. Net 2 opsies. Wat jy doen vir jou, of wat God reeds vir jou gedoen het. En ek wil eintlik sê, al vergeet jy alles wat ons in 20 jaar hier gepraat het. En jy onthou net dit. Net die volgende. En dit is dat, met alle geloof, alle godsdienste, behalwe die Christelike geloof, gaan oor wat ek moet doen. Here, wat moet ek doen? Here, kom ons onderhandel. Here, wat moet ek doen om u aandag te kry? Wat moet ek doen sodat u notisie van my neem? Dis die wêreld van godsdienst. Die Christelike geloof, dis waar ons skei. Pad skei van al die ander gelowe is, dit gaan by ons oor dit wat God reeds vir my gedoen het. Niks wat ek moet doen nie, maar dit wat God reeds vir my gedoen het. Want nêrens op hierdie aardbol is daar 'n voorskrif wat vir my sê wat ek moet doen om goed genoeg te wees nie. Nêrens sê daar iewers maar hoeveel dae van die week moet ek goed doen, sodat God op die einde van die dag sal sê, dis goed. Dit bestaan nie. Daarom die essensie van ons geloof gaan oor, onthou vergeet al die ander goed, onthou nie die. Dit gaan oor dit wat God reeds vir jou gedoen het. Dis waaroor dit gaan. En die wonderlike van ons geloof is dat alles wat jy van daar af verder doen, is jou respons, is jou dankbaarheid vir dit wat God reeds vir jou gedoen het. Hoekom vergewe Christene? Omdat ons reeds vergewe is. Hoekom gee Christene? Omdat God reeds vir ons gegee het. Hoekom dien gelowiges? Omdat ons reeds gedien is. Hoekom stel ons ander mense se belange bo ons eie? Waarom is ander se belange bo ons in doen ons stelsel? Omdat Jesus aan die kruis ons belange reeds voor syne gestel het. Dis hoekom ons dit doen. En wanneer jy hierdie genade van God aanvaar, weet jy wat is die gevolg? Wanneer jy die genade van God aanvaar, is die gevolg vrede. En wanneer jy die genade van God aanvaar, dan wonder jy nie meer. Maar tot jy dit doen, sal jy nooit vrede hê. En jy sal altyd wonder, wat moet ek doen? En op die einde van die dag gaan jy nog steeds nie weet nie, want daar is nie 'n lys van God wat sê, dis wat jy moet doen om my genade te verdien. So waarom sing ons dan so graag? Genade onbeskryflik groot. Presies, want God se genade is onbeskryflik groot. En hoe meer ek en jy dalk ervaar, maar ek
is hierdie genade nie waardig nie. Hoe groter is die wonder dat God juist dit vir my gee, al is ek dit nie waardig nie, omdat hy vir my so lief is. Die dankbaarste van ons mense, seker maar die van ons wat besef, hoe groot ons sonde was en hoe groot God se genade is dat hy ons vergewe. So miskien hoe groter ons sonde, hoe groter is ons dankbaarheid vir God se genade en vergifnis. Die enigste ware opsie, hoop ek sien jy vanoggend, is om God se genade te aanvaar. En te besef, maar God is wonderlik. En om te sê, maar u God, nie ek nie, maar u, is ryk en barmhartig. En omdat u my innig liefhet, is ek deur genade gered, deur geloof. Dit is 'n geskenk van u. Daarom sal ek nooit weer met u onderhandel, om nooit weer probeer om 'n ooreenkoms met u aan te gaan of u om te koop of te bargain nie. Dit is amper, as mense die boodskap hoor, te goed om waar te wees. Maar dit is hoe lief God jou het. Amen. Kom ons sit net so dan dit is. Here, wat kan ons anders sê as dankie? Dankie vir die onbeskryflike groot genade wat U aan elkeen van ons bewys het. Ons is sondaar mense deur en deur, Here. Ons skiet so ver te kort. Here, ons raak baie keer en dikwels is ons so lou teenoor U. Here, ons is dikwels kan iemand min gehoorsaamheid, toewyding en oorgawe aan U in ons lewe sien. Ons gee U baie keer met ons ou afskeeptydjies, ons afskeep liefde, ons afskeep aandag. En dan dink ons het die skaal so bietjie gediep in ons guns, dat U ten gunste van ons moet optree. Min wetende, Here, dat daar absoluut niks is wat kan doen, wat regtig waar U liefde kan verdien. Dit wat ons wel van U kry, die feit dat U ons wel liefhet, ten spyte van ons gebreke en ons gebreke en ons tekortkominge, is net genade. Dankie dat U, ten spyte van wie en wat ons elkeen is, ons oneindig innig liefhet, en dat U ons vryspreek in Jesus naam. Mag ons hierdie boodskap vandag en met dankbare harte vandag ons eie maak. Here, ons wil bid vir elkeen wat hier is vanoggend, en bid dat elkeen daardie vrede in die hart sal ervaar, van wat dit beteken om die regte verhouding met U te staan op grond van U genade, en dat ons deur geloof dit ons eie maak. Skenk ons, skenk vir elkeen daardie wonderlike vrede. Dit is ons enigste troos waarmee ons kan lewe, en uiteindelik ook kan sterwe. Troue Hemelse Vader, in die week wat voorlê, is daar 'n groot dag wat in ons land, Here, aan die wag is vir ons Woensdag. Ons wil graag bid as gemeente, wil ons graag bid vir ons verkiesingsdag, Woensdag. Here, ons weet U is in beheer, al voel dinge baie keer vir ons so buite beheer, al voel ons meeste van die tyd so magteloos teen gebeure wat plaasvind. Mag ons elkeen ons eie verantwoordelikheid ook besef dan, om ook Woensdag ons stem uit te bring, en ook te besef, maar elke liewe een van ons maak 'n verskil, en dat ons nie met argumenteer af dit gaan nie 'n verskil maak nie. Kom ons verantwoordelikheid na, as burgers van hierdie land, as ook gelowiges, om ons stem uit te bring, om ook te wil help, om te sorg vir 'n beter toekoms vir ons
en vir ons kinders. Ons wil bid dat alles vredevol sal plaasvind en ons wil bid vir u seën. Ons bid altyd en weer, u is in beheer en al loop dinge altyd nie in ons guns nie, al lyk dinge nie altyd vir ons of dinge reg is nie, help ons dan net om altyd aan u vas te hou, te bly glo en bid en ons vertroue altyd in u te plaas. Ons dankie vir u goedheid en u liefde. Mag u vrede altyd met ons wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons slotlied dan nou Gesang 510. Hoe kan ons anders as om nie daarmee af te sluit nie, Gesang 510. En na daar onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore kind, 'n wegloop, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. En dit wat daarop volg. Kom ons sing daarvan al 4 die strofes, ons bly dan staan, die seën groot en daarna kan julle weer 'n plekkie inneem. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.